Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die Gauteng rekordeksamen van 2024, vraestel 2 se vraag 6. In die diagram hieronder is die grafieke van f van x is gelyk aan 2 cos x geskets vir die interval x is 'n element minus 180 grade tot by 180 grade. So kom ons staan net stil by hierdie ene. Hierdie twee voor, dit beteken ons die amplitude. So hier kan jy nou sien, ons grafiek het nie soos die oorspronklike grafiek by 1 begin nie, hy het by 2 begin en hy het hier by min 2 gedraai. En hier het niks by die x gebeur nie, daarom is die periode van hierdie grafiek nog steeds 360 grade. Die ding is net, hy is geskets hier vir die interval minus 180 tot by 180 grade. Net so 'n kantaantekening, op my kanaal by die graad 11 werk, is daar baie goeie lesse oor trigrafieke. As jy nie mooi verstaan wat hier aangaan nie, dan kan jy gerus daar gaan kyk, daar gaan jy baie goeie inligting kry. Goed, ons gaan aan. Skets die grafiek van g van x is min cos 2x vir die interval, hierdie selfde interval, x is 'n element, minus 180 tot by 180 grade op die rooster wat gegee is. Toon alle afsnitte met die asse en die draaipunte van die grafiek duidelik aan. So, hoe ons dit te werk gaan, daar het ons nou g van x is min cos 2x, dis wat ons wil skets. Nou hierdie min wat daar staan voor cos x, dit is alles te doen met ons amplitude, wat dan gaan 1 wees, maar ons gewone grafiek lyk so, en nou 'n minus grafiek gaan so lyk. En dan die volgende ding is eintlik, hier is 'n 2 voor die x, so dit beteken ons periode van ons grafiek gaan verander. So hoe ons dit doen, is ons gaan sê ons nuwe periode sal wees, jy vat die ou periode, wat 360 grade is, gedeel deur 2, omdat daar 'n 2 staan, is 180 grade. So binne in 180 grade gaan jy 'n volle grafiek sien, as dit jou sal help. En dan, waar is jou kritieke punte? Jy vat daai nuwe periode, 180 grade, en jy deel dit deur 4, en hier kry ons nou 45 grade. So dit beteken, elke 45 grade gaan iets gebeur. So ons grafiek gaan begin by min 1, hy gaan sny by 45 grade, die volgende 45 grade is 90, daar gaan hy draai, weer 45 grade, daar is 135, en dan hier by 180 gaan hy ophou. So, hier is vir jou die skets, en dit is hoe jou grafiek lyk. En natuurlik ook na die negatiewe kant toe. 6.2 sê, skryf die periode van 2g hakkie x plus 10 grade neer. So, daar is nou ons g van x is min cos 2x, dit was vir ons gegee, en daardie gedeelte beteken nou eintlik die volgende, jy hoef nie te veel oor hierdie 2 voor die g te bekommer te wees nie, maar dit gaan alles oor hierdie x plus 10 grade. Dit beteken, daar waar jy x sien, gaan jy in x se plek x plus 10 in vervang. So dit lyk so, daar is nou min cos, daar is die 2, en daar waar die x was, het ek x plus 10 in vervang. En in die volgende stap gaan ek nou net daar die 2 in vermenigvuldig, en dan kry ek nou min cos 2x plus 20 grade. So vir die periode zoom 'n mens net daarin. En jy gaan sê, die ou periode was 360 grade, die nuwe periode is 360 gedeel deur 2, so die nuwe periode is 180 grade. Gebruik die grafieke om die waarde of waardes van x vir die interval x is 0 tot 180 grade te bepaal, waar f van x maal g van x kleiner of gelyk aan 0 is. Nou hoe dit werk is, 'n kleiner of gelyk aan 0 beteken negatief. So f van x maal g van x beteken waar is die een grafiek positief en die ander grafiek negatief, want 'n plus maal 'n min is 'n min, of waar is die een grafiek negatief en maal waar is die ander grafiek positief, want 'n min maal 'n plus is 'n min. En onthou, dis nou net vir die interval
positief 0 tot 180 grade. So jy gaan nou eintlik, hierdie is nou, ek gaan nou soms so maak, is nie nou ter sprake nie. Ons werk hier van 0 af. Nou as jy na die grafiek kyk, tussen 0 en 45 grade, hier is die grafiek positief, hierdie grafiek is negatief. So ek het 'n vermoede, ons antwoord lê daar, tussen 0 en 45 grade. As jy kyk tussen 45 en 90, is albei grafieke positief. Tussen 90 en 135 is daardie een positief en daardie een is negatief. Dis ook een van ons oplossings tussen 90 en 135. En as jy kyk tussen 135 en 180, hy is negatief, hy is negatief. So daardie twee, dis ons antwoord. 6.4. Skryf neer die maksimumwaarde van f van x minus g van x. Nou goed, daar is nou ons twee grafieke. Ons het vir f van x is 2 cos x en ons het vir g van x is min cos 2x. So wat nou hier gebeur is as ons na maksimumwaardes kyk, dan kyk ons na die amplitudes. Dit is waar 'n mens maksimumwaardes kry. En hy wil weet f van x minus g van x. So jy kan nou maar net skryf f van x minus g van x is gelyk aan f van x se amplitude is 2, dis hoekom daar 'n 2 staan, minus vir die formule, en dan min 1, daar is min 1. En dan 'n min maal min is plus, so 2 plus 1 is 3. So dit is die antwoord vir daardie sommetjie. 6.5. Bepaal die waardeversameling van y is gelyk aan 2 tot die mag 2 cos x plus 2. So ons gaan nou maar hierdie ene so bietjie stukkie vir stukkie hanteer. Kyk nou daar, 2 cos x plus 2. Dit werk so. Die waardeversameling van 'n gewone 2 cos x grafiek is daardie. Nou, wat beteken dit? As ek vir jou, my genade, 'n grafiek gee so, daai 'n grafiek van 2 cos x se waardeversameling is van 2 min 2. Eintlik sê 'n mens, jy lees altyd dit van onder af, van min 2 tot by 2. Nou goed, dis y, dis sy waardeversameling. Nou is daar hierbo 'n 2 cos x plus 2. So nou, 'n waardeversameling van 2 cos x plus 2 gaan nou so lyk. Ja, bietjie beter. Okay. Ons oorspronklike grafiek sou daar by 2 begin het. Nou gaan hy by 4 begin. So daardie grafiek het eintlik 2 opgeskuif. So ons nuwe grafiekie lyk nou so. So sy waardeversameling, hier is 0, gaan van 0 tot by 4. Nou kyk nou. Die waardeversameling van 2 tot die mag 2 cos x plus 2 gaan nou so lyk. Dan is dit 2 tot die mag 0, wat daardie getalletjie is, en dit was 4, maar nou is dit tot die mag, so dis 2 tot die mag 4, en 2 tot die mag 4 is mos 16. So daardie grafiek se waardeversameling is dan 2, onthou 'n bietjie, enigiets tot die mag 0 is 1, en 2 tot die mag 4 is 16. So eintlik is ons grafiek, wat hulle nou daar wil hê, se waardeversameling dan tussen 1 en 16. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. As jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende vraag van hierdie vraestel toe. Dit gaan nou wees nog steeds trieg, en dit is die 3-dimensionele trieg, sinus, cosinus en oppervlakreël. Jy sal ook sien, ek het vir die playlist aangeheg van graad 11 is funksies, die triegfunksies, en ook sommer net graad 12 trieg.